Welkom terug, jy kyk Goeiemôre, good morning. Daar's nog so baie om na uit te sien in vandag se program. Ons gaan later slange vang met Boland Snake Removals en Liani May kom kuier 'n bietjie later hier by ons. Maar eers gaan ons oggendpraatjies bietjie verder vat. Elsa. Ja, ek wil gou vir julle vra, wie van julle twee was onlangs in Kaapstad en hoe het julle die verkeer daar beleef? Ek was so 2 weke terug daar en dit is rarig en ek is van daar af. So ek het daar groot geword. Die verkeer is so erg, soos as jy in die middestad bly, seker nou by jou hotel of wat ook al, en jy moet teruggaan lughawe toe, moet jy rarig tyd budget om by die lughawe betyds te kom, want dit is vir my net, hoekom is die highway net 3 bane? Dit is die snelweg. Nee, ek deel hom, ek was nou nie so onlangs daar nie, maar elke keer as ek daar is, word dit net vir my erger, wat die verkeer aan betref. Nou, Kaapstad oorweeg dit om 'n verkeersheffing of sogenaamde congestion charge in te stel om die stad se toenemende verkeersprobleme hok te slaan. Die stad wil minder motors op die pad hê, openbare vervoer verbeter en die middestad meer stap- en fietsvriendelik maak. Nou, voorstelle sluit in spesiale bane vir busse en minibusse, parkeerbeperkings in drukgebiede en uiteindelik 'n heffing vir voertuie wat die stad tydens spitstye binnekom. Die stad beklemtoon egter dat so 'n heffing eers ingestel sal word wanneer betroubare openbare vervoer in bedryf is. Kaapstad is tans die 7de mees verkeersdigte stad ter wêreld met inwoners wat gemiddeld 94 uur per jaar in verkeer spandeer. Kan julle dit oor vertel? Nou baie meer as in Johannesburg of Pretoria. Ek dink nie dit is vir ons nuus nie, maar 'n nuwe plan vir die middestad stel ook voor dat sogenaamde superblokke geskep word, soortgelyk aan die in Barcelona, om sommige dele van die stad motorvry te maak en meer ruimte vir mense te skep. Die publiek het tot die 23ste November kans om kommentaar op hierdie plan te lewer. Dit is altyd vir my so snaaks, want die mense wat in die Kaap woon, sê altyd vir ons wat hier bo woon, hoe hanteer julle die verkeer elke dag? Dit is rarig net, baie ongerieflik, en julle sit ure in die verkeer, maar as ek in die Kaap is, sit ek ook in die verkeer. So it's not like it's not something that happens there. And the fact that it's so much worse there, and they make it like it's so much worse up here, is very funny to me. Ja, ek dink dit is iets wat stelselmatig en oor die jare toegeneem het. Maar dit 94 uur per jaar. Dis verskriklik. Dis nie lekker om so daaraan te dink. Ja, nee. Dit gaan ook seker maar oor ouens daarvan hou om in 'n sekere voorstad te bly in die stad of in Kaapstad self, en dan moet hulle nou obviously gaan werk aan die ander kant van die stad of aan die buitedele van die, jy weet, nader aan die Parel en daai tipe van goeder. So dit maak dit baie moeilik. Maar onthou ook nou, daar het soveel mense intussen geskuif na die Kaap toe om daar te gaan. Ja. So en ek dink net, ek onthou destyds het ons gesels met die mense daar in beheer, sonder om net te ernstig te raak. En ek het juist, een van die vrae wat ek gestel het of gerig het was, of hulle nie dalk bekommerd is, na aanleiding van die feit dat daar al hoe meer mense na die Kaap toe stroom nie. En daar is gesê, nee, alles is onder beheer, maar ek weet sommige inwoners voel nie dat dit noodwendig die geval is en dat die infrastruktuur dit in hierdie stadium daai druk kan hanteer nie. And just to actually add on to what Peter said about you work maybe in the CBD and then you live somewhere else like Durbanville or Brackenfell or whatever, because you can't actually afford to live in the CBD, want die eiendomme is so duur en daar is soveel mense van die buiteland wat dit kan bekostig om 'n woonstel te koop, 'n eenslaapkamer vir 3 miljoen rand. At best, right? So it's just it's almost unattainable to live close to work if you work in the CBD. Ek het al baie keer gewonder, wat is die oplossing daarvoor? Want ek dink dit is 'n probleem hier in die binneland ook. Baie mense wat in Johannesburg werk, woon in Pretoria en andersom. So ek wonder of ek sal my hand opsteek. Maar verstaan jy? En ek bedoel, dit is, ek wonder, hulle moet miskien dink aan 'n slim stelsel om daai probleem uit te skakel. Het Kaapstad nie 'n klompie jare terug of iets ook 'n voorstel gehad dat hulle nou, jy weet, soos 'n tipiese stads- en streeksbeplanning het hulle nou maniere gehad hoe hulle die highways en die lowways en die byways en al daai goeders wou regruk en bou, maar ek dink obviously is die ander uitdaging dan weer finansies ook. Ja, beslis. Dit is maklik om baie maklik om op papier so voorstel te maak, maar om dit in werking te sit is nou weer die ander uitdaging. En ook die ding is, daar is beter openbare vervoerstelsels in die Kaap, soos byvoorbeeld die MyCiTy bus of
die ander busdienste of die treine of sulke goed, sodat dit moontlik is vir mense om daardie vervoerstelsels te gebruik in plaas van om self elke dag in te ry en wat dalk ook bietjie goedkoper is. En ja, ek dink nie hierbo is dit so 'n goeie opsie nie. Ons het ons nou onlangs gehad dat hulle ons ook mos gehef het. Wat was daai ding se naam? Die e-taal of iets? Of iets. Ja man, dit was of iets, maar ek het ook net gedink is belaglik want ons nooit daarin geken nie. Ja. Nou gaan dink jy dit sal eerder werk in 'n stad soos Kaapstad? Want mense gaan voel, okay, maar wys ons net wat jy kan doen om die verkeer ligter te maak. Well, it works in London. I mean, my mom lives there, and people do not drive if they can avoid driving in London because the congestion charge is huge. So it works. Very expensive. So it is a deterrent. So I think maybe doing something like a congestion charge in Cape Town would be quite a good idea to minimize the volume of traffic. Sure, ek lag vir etol of iets, want ja, dit voel al soos 50 jaar gelede. Maar dit was net die ander dag wat hulle dit geskraap het, dank die Lord. Ja, okay, nee maar lekker sterkte Kaapstad en omliggende areas daar. As ons kom kuier dan sal ons ook maar seker maak ons werk ons tye uit dat ons either baie vroeg voor die son opkom 'n ding doen of heelwat laat. Dis dalk hoekom die mense net hierdie lekker rustige uitgangspunt ook het. Nee, wat ons gaan maar 10:00 eers kantoor toe en so. Dan is die verkeer bietjie beter. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Chris van Biljon oor bring hoop. Jy kyk, goeiemôre, good morning en ek hoop jy sit nie vanoggend vas in die verkeer nie. Ons is nou terug.